Ek wil met jou praat vanoggend oor vanuit laasweek se boodskap en dit gaan oor genoeg brandstof. Laasweek se tema was gewees, sê weer, te min brandstof. Vanmôre praat ons oor genoeg brandstof. So wanneer ons na die Here kyk en na die woord kyk, is daar momente wat God iets in ons wil doen. Net soos wat jy jou motor huidiglik nog na 'n brandstofstasie moet vat. So wie se karre ry almal met diesel? Net so 'n paar, nie julle congratulations, julle betaal meer vir julle diesel as vir ons petrol. So julle ry stadiger na die vulstasie toe. Wie se karre werk met high octane 95? Yes man. Ja, joune. Moet ons jou tank petrol gee? Wat is dit? Ja, okay. En ten minste 1 keer 'n maand moet jy hom gaan volmaak, nê? Nee. Party mense 2 keer 'n maand. Wie sal 4 keer 'n maand moet jy hom gaan volmaak? O, heerlikheid. Okay, ons gaan vir julle bid na diens. Sal ons vir julle 'n spesiale brandstofstasie hê en ons gaan vir julle bid, maar enige kar het brandstof nodig om te kan funksioneer. Net so ook in ons Christendom het jy brandstof nodig van die Heilige Gees om geestelik te kan funksioneer. En ons verwag dat die vulstasie op Sondag vir ons genoeg sal wees om ons deur die week te dra. En baie keer is dit so dat die Here vir ons Sondag so volmaak dat ons die hele maand kan gaan sonder om weer by die kerk uit te kom. Daar is sulke mense en hulle is baie begaafd, jy weet, hulle geestelike kapasiteitstanks is so groot, hulle het net 1 diens nodig, maar meeste van ons probeer om maar elke Sondag uit te kom, nê? En baie keer in die week ook. Want dis, hoe meer ons dit volmaak, hoe meer het ons brandstof om in die teenwoordigheid van die Here te staan, te leef, maar ook om onsself uit te leef. Nou, laasweek het ons 'n skrifgedeelte gelees vanuit die hoek van die 10 maagde. Ons het gepraat oor die gereedheid om genoeg olie in jou binneste te hê, sodat jy saam die feesmaal kan ingaan. En die hele gelykenis het op die einde vir ons iets gesê, dat Christus 'n storie vertel en gesê, ouens, daar is 'n moontlikheid dat die helfte van die kerk van Christus nie genoeg olie gaan hê om in die feesmaal in te gaan nie. Dis die gelykenis. Wanneer ons dit gaan verpak binne die hele woord, dan kry ons dat Jesus kom en hy kom leer vir ons dat die Heilige Gees nou al reeds beskikbaar is. Met ander woorde, as jy na 'n vulstasie toe gaan, kan jy gaan brandstof ingooi. Dis nogal 'n aardige gevoel as jy by 'n vulstasie kom en daar is nie brandstof nie. Geestelik gesproke het God genoeg brandstof om vir my en vir jou te gee. Kan ek 'n amen kry? OK. So blaai saam met my na Jesaja 55 toe. Dan gaan ons 'n gedeelte daar lees. Waar is al die doopkandidate? Hier is nog al 'n hele lys van hulle. Waar sit julle? Steek vir my julle hande op. Amen. Wonderlik. Niemand het julle geforseer om gedoop te word nie, nee. Dis iets wat hier binnekant gebeur het. Net soos wat die Here met ons praat oor die doop van die gelowige, nee. Net so praat die Here in ons oor verskillende aspekte van ons lewens. En is die Heilige Gees daar om ons te oortuig van sekere aspekte in ons lewens wat goed is en ander aspekte wat nie reg is nie. En hy wil ons self oortuig om in 'n nuwe pad in te kom.
wanneer ons na die gelykenis kyk, lees ons 'n gedeelte daar, wat aansluit by hierdie gedeelte van Jesaja 55, en hy sê, almal wat dors het, of dors is, teenwoordige tyd, nou, kom na die water toe. Selfs al het jy geen geld nie, kom koop en eet. Kom koop wyn en melk sonder prys en geld. Hoekom spandeer julle geld op dit wat nie brood is nie? Hoekom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister mooi na my, dan sal julle eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat te kry is. Nou, hierdie is 'n profetiese woord vir die volk van die Here wat besig was om uit slawerny uit te gaan. Hulle was in ballingskap, hulle was onder die heerskappy. Dit was soos 'n apartheidswet. Hulle was onder 'n heerskappy vasgevang onder 'n heidense koning en God het met hulle gepraat en gesê ons gaan julle hier uitlei. En dis deel van dit wat hy gesê het. Hoekom is jy besig met allerlei ander goedjies, maar jy kom haal nie by my water nie? Jy kom eet nie van dit wat ek vir jou kan gee nie. En wanneer ons na hierdie gedeeltes kyk, dan besef ons dat die feesmaal waarmee God besig is baie groter as dit wat ons aandink. Met ander woorde die volgende. Die gelykenis leer vir ons dat net 5 van die maagde is in die feesmaal ingegaan. En hulle het gaan lekker eet en tyd spandeer saam met die bruidegom. Nou, wat is die storie agter dit alles? Want die gelykenis is vir ons iets wat God vir ons wil leer. Amen? So daar's agter die storie lê daar iets van, dat hy skets vir ons, dat daar is 'n tydperk waarin die kerk van God, wanneer jy deur die doop is, deur die reiniging is, deur die aanneming van Christus, deur die wedergeboorte is, dan kan jy in die feesmaal inkom om te begin eet dit wat God vir ons gereed gemaak het. Dis nie chops en vleis en aardappels nie. Dis nie broccoli en kool en kaassous, dis nie waarvan hy praat. Of vir die wat vegans is. Dis nie gras waarvan hy praat, of groen blare waarvan hy praat. Jy stop dit, jy moet vleis eet. Verstaan julle? Okay. So, die feesmaal waarvan Christus praat, is dat in sy teenwoordigheid terwyl hy hier is hy besig om elke moment, elke dag, 24 uur van die dag, besig om vir ons te nooi na 'n feesmaal toe. Die feesmaal waarmee hy besig is nou vir elke kind van God beskikbaar om van te eet. So kom ons stap net gou 3 tree terug na Paasnaweek toe. Die Woensdag aand het ek met u gepraat oor die groot gordyn wat geskeur was. Kan jy dit onthou? Ons noem dit die voorhangsel wat geskeur was. Okay, ek wys dit verkeerd. Die voorhangsel was van onder na bo geskeur. Nee, hy was van bo na onder geskeur. Skus tog. Omrede hy was bo vasgemaak met ringe en God se krag toe Jesus sterf, skeer hy hom van bo na onder. En wat dit gemaak het, dit het die skeiding tussen die heiligdom en die allerheiligste oopgemaak. Dit het die hoëpriester wat vir die volk altyd moes tree, weggehaal. Want Jesus het die hoëpriester geword vir ons. En hy het geskree van die kruis af, jy het toegang tot die troon van God se genade. So ons is oop en gereed om binne in God se feesmaal in te gaan.
Daar is niks wat jou kan uithou, tensy jy nie gedoop is, of gewederbaar is, of jou hart vir die Here gegee het. Dis al wat jou kan weghou van dit af. Want Christus het betaal met sy lewe en ons betaal met ons lewens. Dit is net hoe dit werk. As die Heilige Gees dan besig is om vir ons 'n feesmaal voor te sit, dat ons elke dag kan eet daarvan, wat beteken dit vir ons? Ons raak Pinkster aan al die Heilige Gees, maar reg deur die jaar, manne is al gedoop op die mannekamp al met die Heilige Gees. Ons is heel jaar besig. So Pinkster is vir ons 'n addisionele tydperk waarin ons fees vier, maar dis nie altyd tydperk waarin die Here werk nie. Die Here werk reg deur die jaar. Amen. En as ons kyk na die feesmaal, en ons lees hierdie skrifgedeelte, en almal ken dit, want dit is iets wat jy deur die skooldae geleer het al. En die vrug van die Gees is wat? Vrede? Kom aan julle. Kom, raak bietjie wakker. Okay, kom, gooi hom vir my. Is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, geloof. En dan sagmoedigheid, selfbeheersing, is daar geen wet teen sulkes nie. Met ander woorde, as die oomblik, as jy Jesus Christus aanneem, dis hoe eenvoudig dit is. As ek sê Jesus, ek nooi in my hart, ek neem my aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. Dis die oomblik waar die Heilige Gees in my kom woon. Brandon, kan jy na my toe kom? Brandon, your name is Holy Spirit. You are the Holy Spirit. Ek blasphemy nou nie, maak nie voor. Here comes the Holy Spirit. So I invite Jesus come into my life, and what happens? The Holy Spirit comes into my life. Amen. But he sticks to me. He will never leave me. He will never leave me. Doen ek 'n bietjie verkeerd, doen ek 'n bietjie sonde, hy gaan my nie los nie, maar hy gaan my op die kop klap. Ek gaan nie op die kop. Jy klap hom op die kop. Ja. Kom reg. But he's never gonna leave me. Want weet jy wat, daar's te veel Christengroepe wat sê, as jy die Heilige Gees bedroef, dan vlug die Heilige Gees van jou. Dis 'n teologiese ding daai wat ons nie so maklik net so kan omsit. Die Heilige Gees is nie 'n selfbejammerende gees wat met jou nonsens omdraai en wegloop nie. He will never leave you. Kan ek amen kry? Amen. You will never leave me. Jy mag nie my los nie. Okay, maar gaan sit maar neer. Dankie Brandon. So, maar die oomblik as hy in my kom woon, dan bring hy hierdie pakkie saam met my. Nou ek noem dit die voorgereg. Dis die voorgereg. Met ander woorde, as ek in die feesmaal instap en ek gaan sit aan die tafel, dan begin ek mos met 'n voorgereg. Ja, lekker kreefsop of wat het jy gesê? Hy? Slakke. Oh. Jy my broer, jy moet tot bekering toe kom. Maar ligte, lekker kos. Want die oomblik as ons in Christus inkom en ons neem aan, dis die eerste ding wat hy vir ons gee. Hy gee ons die kapasiteit deur sy Heilige Gees om die vrug van die Gees te kan beleef. Nou hoeveel is daar? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid en geloof. Is ek reg? Toets nou. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Staan op. Staan op. Ja, jy ook, Adrie. Hè? 9. Kom staan by my, almal van julle. Almal van. Wanneer ek die Here Jesus Christus aanneem, kom die Heilige Gees en hy bring al sy kalante saam met hom en alles van hulle kom woon. Nee, kom staan nie by my man, die eerlikheid, ons maak 'n kringetjie, kom.
Hulle is almal in my. So wie's liefde? Jy kan nie liefde wees nie. Ja, okay, jy's lief. Okay. Wie's vrede en wie's lankmoedigheid en wie's sagmoedigheid? Hulle is almal. En hulle is almal in my. Dis nie dat net sagmoedigheid, hy's so 'n sagmoedige mens. Dit het niks te doen met die Heilige Gees nie. Okay. Dankie julle. Okay. So, verstaan julle dit? Sê gou vir mekaar, verstaan jy dit? Die Heilige Gees is dit alles, hy kom woon met alles in my. Daar is nie net 1 of 2 goed nie, hy kom woon met alles in my. So ek wil 'n stap verder gaan, en ek wil vir jou vat na hoofgereg toe. Hoofgereg bring ons hier nader in Korintiërs. En Korintiërs kom sê vir ons, dat saam met die Heilige Gees en die vrug, bring hy ander kapasiteite na ons toe. Met ander woorde, hy wat in my leef, is die bron van alles waaroor ons praat vanmôre. Hy is 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, geloof, genadegawes van gesondmaking, werking van kragte, profesie, onderskeiding van geeste, allerhande tale en uitleg van tale. Alles is die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom nie na my toe in kompartemente nie. Ek het net 'n woord van wysheid gekry. Dit is my roeping vir die res van my lewe. Moenie met my twak praat nie. Want as ek jou môre Timbuktu toe stuur, kan die Here 'n werking van gesondmaking deur jou laat opereer. Hoekom? Want dis een Gees. Dis nie Gees en 10 ander geeste nie. Dis een Gees wat in jou woon, wat alles kan doen wat God wil hê hy moet doen deur jou. If I am surrendered to him, all things will happen through me. Okay. Dis die potensiaal wat in ons elkeen is. So al hierdie goed, dis die hoofgereg. Dis die hoofgereg, dis in jou. Nywald, dis in jou. Dis in jou. Dis ons wat tekort skiet, dat ons gaan te min in die feesmaal in. Ons skiet tekort omdat ons te min tyd met God spandeer. Ons skiet tekort omdat ons nie vir ons oopstel om meer van God te kan beleef as wat ons veronderstel is om te kan beleef nie. Voor ek nog 'n stapie dieper gaan, wil ek wil gou iets sê en ek voel dit was donderdag of Vrydag wat die Here met my hierdie ding gepraat het. In ons as Pinkstermense het ons deur die jare, Pinkster het vir ons gegaan oor, jy moet net in tale kan praat. Kan julle dit onthou? As jy nie in tale praat nie, is jy nie gedoop met die Heilige Gees nie. Dis wat gesê is. En daar het 'n tydperk gekom hier in die 90's waar ons saam met Dr. Isak Burger besef het, maar luister, dis nie al nie. Die Heilige Gees is nie net tale nie. Die Heilige Gees is al die gawes. Maar weet jy wat ek ondervind het in my laaste 40 jaar in bediening, is dat mense is gevul met die Heilige Gees. Hulle praat in tale, maar hulle is hopeloos. Hulle is by die huis of by die werk nie, kry jy geen diepte in hulle nie. Hulle kan babbel in tale, hulle kan bid in tale, hulle kan sing in tale, maar hulle huwelike val uit mekaar uit, hulle verhoudings val uit mekaar uit. Daar is 'n hopelose toestand omdat hulle nooit dieper gegaan het as net om in tale te praat nie. Amen. Kom en ek praat nou met ons Pinkstermense. Wat is die vrug van die Gees wat in jou woon? Jy praat in tale, maar jy verstaan nie eens jou eie taal nie. Het jy al in 'n vastydperk ingegaan wat jy vir die Here gevra het, Here, U het my gedoop met die Heilige Gees en krag. Ek praat in tale, maar ek verstaan nie wat ek sê nie. Here, help my om dit te interpreteer. Begin my gees te bevrug met woorde wat my taal kan interpreteer. Want dis wat hy wil doen. Hy wil vir jou sê, hy wil vir jou wys, hy wil dit vir jou openbaar in jou gees. Waarmee is hy besig in jou binneste? Okay? Ek verstaan die woord wat sê, as ons praat in 'n taal, dan bestig ons onsself en nie noodwendig die ander mense nie, nee. Maar die
stigting, die uitleg van dit is, hier gebeur iets hier binnekant wat my laat besef, Here, ek sit nou in 'n feesmaal, en U is besig om vir my te sê, U is my krag, U is my sterkte vandag. Ek is dalk in 'n siekte toestand, en ek spandeer tyd by die hoofgereg. Here, ek vra U vir 'n woord van wysheid, en God kom sê vir my, ek is die een wat jou gaan genees, ek is die een wat jou gaan herstel. Dan is ek in 'n vars verhouding met die Heilige Gees. Amen. Moenie nie hardloop na die doping met die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees nie. Dis nie net tale nie. Daar's 'n klomp ander tekens wat wys jy sal gedoop wees, want die boom sal geken word aan sy vrugte. Daar's baie mense wat ek ken wat nie in tale praat nie. Maar heerlikheid. Die openbaringskennis wat hulle het. Die diepte wat hulle het. Die wysheid wat hulle het. Die geloof wat hulle het om te kan staan as Christene is ongelooflik. Amen. Dis wat ek soek. So ek wil jou vra in hierdie Pinkstertyd, as daar een ding is wat jy moet doen is, Here, wat wil U in my doen? Here, wat se woord wil U in my losmaak? Here, waartoe is U op pad met my? As jy dit gaan ontdek, my broer, jou hele lewe gaan verander. Maar weet jy wat gebeur? En ek gaan afstap van hierdie punt af. Ons raak nominale Christene. Ons is so gewoond aan tale nie, dat tale doen nie eers meer iets aan jou nie. In jou alledaagse goed, jy neek aan, jy doen wat jy wil doen, jy sê wat jy wil doen, jy skinder van wie jy wil skinder, jy dink wat jy wil doen en jy gaan net aan, en dan ewe skielik, rabatapatapatapatapata. Wat 'n valsheid. Moet liewers nie in tale bid nie, en verander jou lewe. Kan ek so 'n halwe amen kry? Ek sal nooit vergeet nie, my moeder, sy was baie lief vir die Here. Sy het baie tyd gespandeer op die klavier en aanbidding. Eerstens, sy kon in tale bid, sy kon in tale sing. En die vrug van haar lewe nie. Sy het altyd 'n woord gehad. Sy het altyd 'n bemoediging gehad. Sy het altyd vir my gebel gesê, "Hey Nols, ek sien iets in die gees. Die Here sê vir jou dit en dit en dit." En gesê, "Jessie, maar ek vat dit, ek gaan dink daaroor, ek gaan bid daaroor." That's the spirit life. Omdat ons sit en eet aan die heerlikste melktert van die Heilige Gees, spring daar wysheid van God in ons harte, en die wysheid van die Here voed ons, sodat ons mekaar kan voed met dit wat God vir ons gee. So dit lyk so. En hoor gou hierso. By die Here het sy skrynwerkers, sy houtwerkers, 'n tafel gebou. 16 sitplekke, 32 sitplekke, 500 sitplekke, 5 miljoen, 5 biljoen, 5 triljoen. Dis hoe groot daai tafel is. En die kos kom elke dag net so op. Daar's genoeg engele, hulle moet opskep om maat, hulle moet gereg, en die tafel word gedek, en die tafel is gedek, en al wat God heeldag sê is, kom na my toe, almal wat dors het, kom en drink, as jy wil eet, kom eet van my. Here, ek werk vir Absa, Gapsa, ek is so besig, Here, ek kan nie vanaand kom eet, ek kan nie môre kom eet, my programme is so vol, dit is so. Here, ek is so besig by die werk. Jy sê, dit is alweer Sondagoggend, ek het nog nie tyd gehad om maar die tafel is gereed. Die tafel bly gereed. En hy wag vir jou te kom haal. En die binnekant in jou siel versadig te word. So ek wil nog 2 geskrifgedeeltes gee. Dit vloei uit Jesaja uit. In die Engels, die vers 2, verse 2,
Why do you spend your money for that which is not bread? And your earnings for what does not satisfy? Hearken diligently to me, hearken, and eat what is good. And let your soul delight itself in fatness, the profuseness of spiritual joy. So dis want hy ons nooi, dat jou siel, wanneer my gees gevul word, gaan dit my siel ook volmaak. En my siel wat baie keer donker voel, en wat baie keer swaar voel, en wat leeg voel, gaan volgetap word, wanneer ek begin, om dit wat God vir my wil gee, te begin eet. En wanneer ek begin eet, is dit wanneer ek begin vol word van die Heilige Gees. So, kom ek wil net gaan na hierdie skrifgedeelte toe onder Jeremia 31. Jeremia 31 sê die volgende, hy sê, daarom sal hulle kom en sing op die hoogte van Sion en saamvloei na die goedheid van die Here. Oor koring en wyn en olie en vir die klein vee en beeste, hulle siel sal wees soos 'n besproeide tuin en hulle sal glad nie meer treur nie. Nou, Jeremia wat sê, kom as jy dors het, kom as jy honger het. Jeremia vat ons na 'n profesie toe en hy sê, dis wat ek gaan doen, daarom sal hulle kom en wat gaan hulle doen? Iemand wat morbied is en iemand wat stikkend en seer is en iemand wat in die wêreld lewe, they don't want to sing to God. Want wat het ek met hom te sing? Maar ek sing nie 'n blou bil liedjie vir die Here nie. Wanneer ek met God kommunikeer, sing ek 'n godslied tot God. En dis die uitwerking, dat wanneer ek gaan sit het aan die feesmaal van die Heilige Gees, voed hy my siel, dat dit begin oor te loop na, jy, look what God is doing, ek wil sing, ek wil groot maak, my broer, jy moet hierdie orgel begin speel nou, my maat, kom sit hier by my, asseblief, yes, like it, jy moet ook oorloop van die goed, man, ok, Marco, wat's hierdie ding? Met ander woorde, ons gaan sing op die hoogte en saamvloei na die goedheid van die Here. Waaroor? Wat is koring? Wat is koring? Koring is brood. Wat is brood? Wie is die brood van die lewe? Kan jy sien hoe hy geskryf is? Die skrif skryf vir ons die hele tyd na Christus toe. So Christus gaan in ons posvat. Wat is die wyn? Dit is die deel van die Heilige Gees wat oor ons vloei. Dit is Jesus se liggaam wat vir ons gevloei het. Wat is die olie? Die werking van die Heilige Gees. So in 'n duif, in 'n vorm van wat ook al wat die Here wil doen, gaan hy met ons kom praat en met ons deel sy goedheid en sy guns in ons lewens. My siel, hierdie ding hierbo, gaan versadig word. Hy gaan wees soos 'n besproeide tuin. Een van die mooiste goed nou, nê? Om nou te sien hoe lyk dit hier buitekant. Alles is nat. Wat van as my siel nat is? En ek dink mense wat vir my een van die mooiste is dat hoe meer ek aansit en hoe meer ek gaan eet van God, hoe meer gaan hy die pyn en die seer en die treur en die eindes van die lewe gaan wegval, want hy gaan my siel kom gesond maak. Ek sluit af, as jy hierdie skrifgie kan verder vat. En hier praat Johannes van Patmos, hy haal hierdie gedeelte aan en hy sê dit soos wat Jesus dit self sê, en dit is in aanhalingstekens. Hy sê, ek sien hoe Jesus aan die regterhand van God sê, dit is afgehandel, ek is die Alfa
en die omega, die begin en die einde, is hoofletters. Hy sê, iemand wat dors het, sal ek verniet laat drink uit die fontein met lewende, gewende water. Wie is die fontein van lewendegewende water? Wie is dit? Dis nie die AGS kerkie. Dis nie die volle evangelie kerkie. Dis nie die NG kerkie. Dis nie die Spaddereners nie. Dis nie die Rooms-Katolieke kerk nie. Dis nie die nuwe apostel of die ou apostels nie. Dit is geen godsdienst kan vir jou gee, behalwe Jesus Christus. En dit is nie 'n godsdienst nie, hy is die lewende werklikheid. Amen. The fountain, the springs of the water of life. Life that will flow in me.